Kinders, julle kan voorkom sit. Sy. Nou, wat staan daar op die skerm? Goeie vrugte vir Jesus. Nou ons bedoel nie, as ek dit sê, dan die Bybel wil nie, sê nie jy moet appels vir Jesus bring nie, of jy moet 'n mandjie vrugte gaan koop vir jou ma-vrou by Food Lovers Market met perskes en appelkose en met druiwe en met 'n bietjie wat lemoen nie, en mangoes nie. Dis nie wat dit beteken as ons sê goeie vrugte vir Jesus nie. Wat dit beteken is, net soos wat 'n goeie vrugteboom, hy sal gesonde appels dra en hulle is kraakvars en hulle blink so rooi skil en is soet en is sappig. Nou net soos wat 'n boom goeie vrugte dra, as dit 'n goeie boom is, so wil Jesus sê, ons lewe moet wys, ons wil hom gehoorsaam, en ons wil vir hom luister, en ons wil nie verkeerd doen nie. So dis wat ons bedoel met goeie vrugte vir Jesus. So hier is die storie. Johannes die Doper het net so 'n baard gehad, en hy het klere gehad wat van sulke kameelhare gemaak is, en hy het in die woestyn gebly, en hy het ook so 'n leerbelt, ek het 'n leerbelt, hy het ook 'n leerbelt so gehad om sy middel, en hy het in die woestyn gebly, miskien so in 'n grot, en hy het sprinkane geëet, ja, het hulle daarom uitgedroog, dink ek, en hy het wilde heuning geëet, as hy sien daar's bye, dan het hy 'n plan gemaak en gaan haal hy die heuning. En toe begin Johannes die Doper preek, en hy begin vir almal preek, hy sê, die koning kom, julle moet gereed kry, hou op verkeerde dinge doen en kry gereed, want as die koning kom, wil hy hê, julle moet hom dien, en julle moet gehoorsaam wees aan hom. En Johannes was eintlik die man, van wie God lank al gesê het in die Ou Testament, 700 jaar voor Johannes gebore is, toe sê God, Johannes gaan kom, en dan gaan hy wees soos 'n man wat so voor die koning loop, en as daar gate in die pad is, dan maak hy die gate en gooi hy grond in die gate, dat die koning se perd nie sal loop en dan trap hy in 'n gat nie. Of as daar groot klippe in die pad is, dan rol jy dit uit die pad uit, want die koning gaan op daai pad kom. En so Johannes het gesê, ek is net soos daai man, die koning is op pad, maak gereed. En toe kom die mense na Johannes toe sê hulle, jy het gesê ons moet gedoop word in die water, want water was, soos as jy vuil is, jy het buite gespeel, en jy het grond op jou of modder, dan was jy ons met water en seep. En jy het gesê ons moet nou in water gedoop word, nie laat ons die modder van ons afwas nie, maar dat dit amper soos 'n prentjie kan wees om te sê, God moet ons harte skoon was, hy moet die sonde wegvat uit ons lewe. So ons wil gedoop word, Johannes, en toe kom die mense, en as hulle gedoop word, dan vra hulle vir God vergifnis, hulle sê, ons is jammer vir ons sonde, vergewe ons asseblief, vat ons sonde weg, die verkeerde dinge wat ons doen, en dan doop Johannes hulle in die Jordaanrivier. En toe kom al mense na Johannes toe, en hulle was soos die base van die Jode. Hulle is amper soos die dominees. Maar hulle was sleg, want hulle het vir ander mense gesê om reg te doen, maar in die geheim doen hulle verkeerd. Toe sê hulle, ons wil ook gedoop word, Johannes. Toe sê Johannes, nee, ek gaan nie vir julle doop nie. Julle moet nie net sê julle wil God dien nie, julle lewe moet dit wys. Julle moet luister vir God. Maak julle lewe reg voor julle gedoop gaan word. En toe sê hy, julle is soos bome wat slegte vrugte dra en die byl is klaar teen die boom se stam hieronder. God gaan daai bome afkap as dit slegte vrugte dra en julle lewe is soos slegte bome met slegte vrugte. En daai bome gaan in die vuur gegooi word. God gaan julle straf. Toe kyk hulle maar so vir Johannes. En toe kom maar nog mense en hulle sê, nou wat moet ons dan doen? Jy sê ons moet nie slegte goed doen nie. Ons moet reg doen, ons moet ons bekeer, want dis wat bekeer beteken. Dit beteken, jy keer weg, jy draai weg van die verkeerde, en jy draai na die regte, en jy begin dink soos God wil hê jy moet dink, en jy luister vir hom. Toe sê die mense, nou wat doen ons dan? Toe sê hy, het jy genoeg kos vir jouself? Sê hulle, ja. Het jy genoeg kos vir jouself en nog ekstra oor? Toe sê hulle, ja. Nou deel dan met mense wat nie kos het nie.
Okay. En wat van klere in jou kas? Hoe baie klere het jy? Het jy genoeg klere om aan te trek vir jouself? Ja. En het jy nog ekstra oor? Ja. Nou deel dan met mense wat nie klere het nie. En toe kom die tollenaars. Nou die tollenaars is die mense, hulle het vir die koning gewerk, en dan kom hulle na jou huis toe, dan klop hulle aan jou deur, en sê hulle, die koning sê, jy moet vir hom R20 gee. Want dan gaan hulle die paaie regmaak met daai geld, en hulle gaan 'n klomp ander goed doen, en daarom moet die koning ook 'n salaris kry. So, R20 asseblief. En toe hulle nou, hierdie tollenaars by Johannes kom, sê hulle nou, wat moet ons dan nou doen, as jy sê, ons moet nou ons bekeer, en ons moet die verkeerde los en die regte doen. Toe sê hy, julle moenie skelm wees nie. Want die koning het gesê, julle moet vir mense R20 vra, dan kom julle by hulle huis en sê, R50 asseblief. Dan sê julle, R50? Laas maand het julle gesê R20. Nee, die koning het gesê, hy het meer geld nodig, want daar's meer gate in die pad. En daar's nuwe paaie wat hy wil maar doen, jok hulle vir die mense. Dan steel hulle eintlik gaan, vat hulle daai R50 by die mense, en dan gee hulle vir die koning R20, dan hou hulle die res van die geld. En toe sê Johannes, julle moet ophou skelm wees. As julle sê, julle wil God gehoorsaam, en julle wil gereed kry, want die koning kom, en ons praat nou van 2 konings, nee, as ek sê, hulle het vir die koning geld gekry, ons praat nou van Jesus is die groot koning, en dan was al koning wat regeer het, okay. En toe sê die soldate, toe kom die soldate, toe sê hulle, en wat moet ons doen, Johannes? Toe sê hy, julle moet ophou mense boelie, want julle boelie mense, en dan vat julle geld by hulle, julle boelie hulle om geld te kry, en julle moet ophou kla en sê, ag, ek kry nie genoeg geld by die keiser nie. Die koning betaal ons nie genoeg geld nie, ek soek nog geld, en dan boelie julle mense om geld te kry, julle moenie dit meer doen nie. En toe sê hulle, ja Johannes, en toe is al daai mense gedoop, en hulle het jammer vir God gesê, dat hulle so skelm is, en hulle steel, en hulle sonde doen. En toe doop hy hulle. En toe begin die mense sê, julle, dink jy, Johannes is miskien die koning wat kom? Is hy miskien die seun van God? En toe begin hulle met mekaar praat, en toe hoor Johannes hulle, sê, hey, ek hoor wat sê julle, ek is nie die seun van God nie, ek is nie God se spesiale koning, die Messias nie, dis nie ek nie, ek doop julle met water, maar as hy kom, dan gaan hy julle hele lewe verander. Hy gaan die Heilige Gees stuur, en die Heilige Gees gaan binne julle kom woon, en hy gaan julle lewe verander, hy gaan julle met die Gees doop. En met vuur. Want daar's baie mense wat net wou aanhou met hulle sonde, en nie wou stop nie. En hulle gaan wees soos as 'n boer, weet julle hoe lyk koring? Het julle al ooit koring gesien? Ek en my vrou het baie koring gesien. 2 maande terug was ons in die Kaap, en daar's baie koring, ons het so gery by Mamasbury. En is net so goudgeel, want al die koring is al afgesny. Maar daai koring, as jy die koring pluk, dan jy kan sommer so 'n stokkie, die takkie afbreek, die grashalmpie met die koring as jy wil, maar hoe gaan jy nou daai koringsaadjies van die plant afkry? Wel, as hulle dit nou gedoen het, dan bly daar doppies oor, en daar bly koringsaadjies, korreltjies. Maar dit is so deur mekaar, hoe gaan jy dit skei? Jy vat so 'n snaakse ding wat soos 'n hooivark amper lyk, so lank vark, en dan gooi jy dit in die lug as die wind waai. Dan waai die wind die ligte doppies weg, en die koringkorreltjies is swaar, en dan val dit weer op die grond. En jy hou dit aandoen tot al die doppies weggewaai het, hulle noem dit kaf. Al die kaf weggewaai het, en dan bly die koring oor. En toe sê Johannes vir daai mense, as julle sal aanhou met julle sonde, dan gaan Jesus dit doen. Jesus gaan kom en hy gaan die koring vat, dis die mense wat in hom glo, wat goeie vrugte dra, en die ander gaan soos kaf wees wat in die vuur gegooi word. En so, of jy groot mense is, of jy 'n kind is, Jesus wil hê jy moet goeie vrugte dra. Jou lewe moet so wees soos 'n goeie boom, maar jy kan dit nie doen om te sê, van vandag af gaan ek beter begin doen nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy moet na Jesus toe gaan, en vir hom sê, verander asseblief my lewe, dat dit ook soos 'n goeie vrugteboom kan wees. Laat ek kan doen wat u wil hê, en vir u kan lewe. En dan glo jy in hom, en hy sal jou verander. OK, julle kan gaan sit.